Môre julle. Môre Linda, hallo Junita. Ja, hallo Linda, ons het vir Linda vandag ook daarin by ons. Ons is 3. Karen is bietjie besig, so sy kan nie vandag kom nie, maar hopelik volgende week is ons 4. Voltallig, ja. Ag, is lekker om weer saam met julle te kan kuier vandag en julle sal my nie glo nie, maar gister het ons nog glad nie geweet waaroor gaan ons praat vandag, nie? En gaan ek het vir Abba net gevra as hy moet net asseblief as daar iets is net vir my droom gee, en hy was net weer getrou om vir my 'n droom te gee gisteraand. Maar kom ons spring weg. Ek weet nie of ek hierdie al genoem het van tevore nie. Maar as ek het, vergewe my, maar dit is nou net vir my weer so van toepassing op die boodskap van vandag. Maar jare terug, toe ons nou aangebou het by ons huis, dan het my skoonpa het bietjie daar gewerk. En dit is nou nie sy voltydse beroep nie, maar hy is baie goed met bouwerk. En ons het 'n spannetjie gehad, so die bouwerk het maar stadig gegaan, want ek dink my skoonpa het baie meer deeglik gewerk, want oor dit nie sy alledaagse beroep was nie. En dan elke week na die bouery, dan sal hy vir my sê, "Jesus, ons is nou nader aan klaar as wat ons nog ooit was." Maar eintlik is ons nog bitter ver van klaar af. Eintlik het dit my geïrriteer as hy dit vir my gesê het. Maar soos die maande en die weke verbygegaan het, of die weke en die maande verbygegaan het, en dan as hy dan gesê het aan die einde van die week, soos ons nou nader aan klaar as wat ons nog ooit was, dan kan jy actually die verskil sien. Maar in die begin, dan kon jy nie die verskil gesien het nie. So dit het my baie laat dink aan die koms van Jesus. Want ek dink regtig ons is in die tyd waar Jesus se koms so naby is. Dis nou nader as wat dit nog ooit van tevore was. En ek weet baie mense sê, ag, julle sê nou al hoe lank Jesus gaan terugkom en dit gebeur nie, maar ek dink regtig ons is in die generasie, of definitief ons kinders, is in die generasie waar ons of hulle die koms van ons Messias gaan sien. Want as jy ook gaan kyk na die Bybel, en jy gaan kyk na die oudste vertaling en jy doen die bewerkings en dit, is ons al in die 6000ste jaar, en die 7de duisend, as jy kyk na die skepping, God het in 6 dae die aarde gemaak, en die 7de dag het hy gerus, is ons amper in ons rusperiode. So nou gaan ek vir julle vertel wat ek gedroom het gisteraand. So ek droom, daar is 'n vriendin van ons, dis 'n baie goeie vriendin van Junita, maar ek ken haar ook. So haar dogter gaan nou trou binnekort. En ek droom, ek en Junita gesels oor die troue en ons stap so by so gang af en ek sê vir haar, maar gaan hulle die klokke lui as sy nou trou? Gaan hulle die klokke lui? En ek sien haar verloofde stap so op, maar nou kan hy die conversation hoor wat ons het en ek sê vir hom, hoorie so, ons skidder nie oor julle nie, ek wil net weet, gaan julle die klokke lui? En so droom ek, stap ek en Junita na die kerk toe, en Junita sê vir my, maar ek is nie genooi vir die troue nie, maar Junita is. En Junita sê vir my, maar kom net in, en kom sê net hallo, en ek gaan die vroukie se naam noem, sy sê, kom sê net hallo vir Angelique. En maar eintlik wil ek nie, want ek wil nie sy moet voel, wat maak ek nou hier, en soos ek nou sê, ek is nie genooi vir hierdie troue nie, maar in elk geval, ek gaan toe in my ek stap in daai kerk, en ek sê vir Junita, ek wens sy kan in my kop inklim, dat sy die prentjie kan sien, wat ek gesien het in my droom gisteraand, want daai kerk, julle is so ongelooflik beautiful, dis so mooi opgemaak, in klere van wit en goud, die lang banke wat jy gewoonlik in die kerk het, is so gedrapeer met wit linne, maar ek meen dit is heeltemal, die sitplek waar jy op sit, is heeltemal wit, so gedrapeer met die wit linne, en die goud, en die blomme, en wow, julle, dit was so pragtig geweest, en ek sien Angelique, en ek sê, vir hoorie so, ek kom net vandag vir jou hallo sê, ek is nie hier om te bly nie, so ek kom jou net groet, maar julle, my hart is so seer, dat ek nie kan bly vir hierdie troue nie. Ek is eintlik verpletterd, soos wat ek sien hoe mooi dit in hierdie kerk is, en dit was asemrowend mooi gewees, en ek is nie genooi vir hierdie troue nie, ek kan nie bly vir hierdie troue nie. En toe ek nou vanoggend wakker word, toe dadelik toe herinner die Gees my aan die 10 virgins, waar 5 het dit gemaak tot by die bruilof, maar 5 het dit nie gemaak tot by die bruilof nie. En dit is amper vir my asof ek hierdie prentjie sien van
hierdie 5 wat nou gaan olie soek het en hulle hardloop, hulle sien die deure is nog oop van hierdie kerk. So hulle kry glimps van hoe dit nog binnekant hierdie kerk lyk en hoe binnekant dit lyk vir hierdie bruilofsmaal. Maar soos wat hulle daai trappe op hardloop, net soos wat hulle wil ingaan, van word die deure toegemaak. So hulle kon sien hoe dit daar binne lyk, maar hulle kon nie ingaan nie. Julle, en dit was vir my, so hartseer gewees. Maar om terug te kom na die eerste deel van die droom, waar ek sê, maar gaan julle die klokke lui, wil ek vir julle sê, en ek gaan 'n profetiese aksie doen. So, ek het nou vir julle elkeen 'n musiekinstrument saamgebring. Jy kry die. So, nou het ek vir ons elkeen 'n musiekinstrument. Dis wat ek wil vertel. So, die vriendin, so toe haar eerste dogter getrou het, toe het hulle nie konfetti gegooi toe hulle by die kerk uitgekom het nie. Sy het vir elke paartjie hierdie musiekinstrument gegee. Wat word dit nou weer genoem? Tamboerijn. Ja. So hulle het die tamboerijn laat. Maar vanoggend toe sê die Here vir my, ons moet die klokke lui, ons moet die bassein maak, nie na die troue nie, want as die troue al verby, ons moet dit maak voor die troue, sodat die aankondiging daar is van, hier gaan nou hier gaan binnekort 'n bruilof gebeur. Dit help nie ons maak die bassein na die troue nie, ons moet dit doen voor die troue. So, dit is my profetiese aksie vandag vir julle, om vir julle te sê, wie ore het om te hoor wat ons sê vandag, want sy koms is so naby. So luister, en as jy nie gereed is nie, dis ons tema vandag, are you ready? Is jy gereed vir hierdie troue wat gaan plaasvind? Het jy genoeg olie in jou lampies? Dan wil ek julle vertel van wat gebeur het. Daar's 'n vroutjie wat ek volg, haar naam is Amelia, en sy het elke woensdag jy drink koffies daar met Amelia, ek dink is it Reveal Ministries, ook op Facebook. Maar dit was vir my so amazing waaroor sy gepraat het in die week, want dit was vir my bevestiging gewees van iets wat oor die naweek gebeur het. So sy het gesê, ons moet so naby aan Jesus loop, dat ons amper in hom vasloop. Sy sê sy het die prentjie van hoe die disippels saam met Jesus geloop het. En jy weet, hulle het aan sy lippe gehang. Jy weet, dit was hulle rabbi gewees. Hulle wou, jy weet, soveel informasie van hom afgekry soos wat hulle moontlik kon. So hulle, jy weet, het om hom gedrom en het saam met hom gestap. En hulle het so naby aan hom gestap, sê Amelia, dit was asof die stof wat sy sandale soos wat hy in die stof stap, het sommer op hulle voete beland, want hulle voete was so naby aan hom gewees. Sure. En sy sê, so moet ons lewens wees. Ons moet so naby aan hom lewe. En sy sien eintlik half, want sy dink Jesus het ook 'n humoristiese kant aan hom gehad, waar hulle so naby aan hom is en saam met hom loop en iewers skielik stop hy doodstil. Ek gee nie vir hulle waarskuwing, stop hy doodstil. En dan loop hulle almal in hom in vas. Want hulle het dit nie verwag nie, maar ons moet so naby aan hom loop, dat ons in hom vasloop. Dit is hoe ons lewens moet lyk. En toe, Sondag, moet nou terugbring, so Sondag het ons die RSG preek ingeluister, en die predikant praat oor die vrou wat die hele tyd gebloei het, ek dink sy het vir 12 jaar gebloei. En julle, hy praat ook van die mense wat om Jesus was. Dit was, jy weet, hy het hom eintlik, hy het die Griekse woord gebruik, so die Griekse woord van daai mense wat om hom gedrom het en dit is eintlik half soos 'n woord van, hy het hom versmoor. Daar was soveel mense wat om hom is, hy het hom gestamp, hy het hom gestoot, wat was die ander woord ek gesê, ek kon amper nie beweeg het nie, nê? Dat hierdie vrou gesien het, dis al wat sy gaan nie by hom kan uitkom nie, al wat sy kan doen, is sy kan net aan sy kleed, as sy net aan sy kleed kan raak, hier so onder by sy voete, as sy net aan sy kleed kan raak, dan sal dit genoeg wees vir haar, om haar genesing te kry. Maar soos die predikant hierdie prentjie skets, julle, sê die Heilige Gees my, Lillian, as in vandag se lewe, ons lewe nou in 'n lewe waar Jesus nie meer by ons is nie. Maar dink jy, die gelowige se gebedslewe lyk
lyk so asof hulle om hom drom, asof hy nie kan asem kry nie, asof hy nie kan beweeg nie, asof ons hom stamp en stoot met ons gebede, as ek wil net my gebed daarin kry. Dink jy, ons gebedslewe lyk so? Want dit was so toe Jesus op aarde was. Mense wou by hom wees, hulle wou naby hom wees, hulle wou om nie eers plek gee om vorentoe te beweeg nie, of was nie eers plek om behoorlik asem te haal nie. Hy sê vir my, dink jy, my gelowige se gebedslewe lyk so, want Jesus is aan die regterkant van God, dis al hoe ons kan kommunikeer nou met hom, is deur ons gebede. En sê ek julle, die antwoord wat in my gees was nee. Ons gebedslewe lyk nie meer so nie, dis regtig asof ons lou warm geword het. So dit is my vraag vir julle vandag, is julle gereed? Is julle gereed? Want die klokke lui julle, die klokke lui vandag, en ek kry sommer hoendervleis julle, ek raak sommer emosioneel. Die klokke lui vandag, ons kan dit nog hoor vandag. Hy lui nog die klokke, voor hierdie seremonie gaan begin. Hoor julle, sien julle, is julle gereed? Want die seremonie is nader as wat nog ooit van tevore was, vir hierdie seremonie om te begin. Are you ready? Lillian, ja, jou woorde raak my ook baie, want ek het die afgelope paar weke nou, het ek so duidelik van hoor ons sy stem. En al jy gaan weer sy stem, as jy in sy teenwoordigheid is, want Jesus het gesê in Johannes 10, dat my skape ken my stem. En ken ons sy stem, want daar so baie stemme en soveel invloede en soveel social media is so besig in ons lewens, hoor ons regtig sy stem. Kan ons sy stem onderskei? Jesus het nie gesê my skape sal, my skape het. Hy sê, my skape hoor my stem, dis nou. Jy moet so by hom tyd spandeer, dat jy sy stem herken, bo kan die geraas. Jy weet, is in 1 Korintiërs 8, is al, ek dink is vers 3, waar dit duidelik sê van, it's those who loves God, whose voices he recognizes. So dis 'n twee-rigting pad, wat ons hoor sy stem en hy hoor ons stem, maar hy hoor ons stem wanneer ons so naby hom is, dat ons die kommunikasie met hom het. Jy weet, ek het so vreeslike ding, dat mense vandag as hulle bid, soek hulle die Here se hand, nie sy hart nie. Ons moet sy hart soek in alles, regtig hoor wat sy in sy liefde vir ons sien. En al doen hy niks waarvoor jy vra nie. Hy het ons alles gegee in Jesus. Ons het alles reeds ontvang. En al vra hy vir goedjies nie, maar hy hoor jou nie. Hy hoor jou. Want in Jesus het ons 'n authority ontvang. En ek dink nie Christene vandag bid in 'n authority nie. Hulle bid asof jy net 'n mensie is wat jy praat. Ons het die Gees in ons. Ons het so daar gepraat terug van Christ in me and I'm in Christ. So as jy bid jy uit daai stand met die Heilige Gees, is hy in jou. Bid ons uit daai krag uit. Ja, ek het nou net vir myself skryf soos Wi-Fi. Jy weet, Wi-Fi is heeltyd beskikbaar oral. Maar soms ry en as die Wi-Fi signals 'n bietjie sleg en dan verloor jy die sein. En ek dink dis wanneer ons so uit Jesus, daai Psalm 91 wat sê, die wat skuil onder die skadu van die Allerhoogste, sal beskerm word onder sy mantel. Ek is amper soos 'n sambreel. As jy uit daai sambreel skadu bietjie uitbeweeg, dan beweeg jy weg van sy beskerming af. So jy moet bly in sy skadu. Jy moet skuil by hom, naby aan sy voete, aan sy kleed kan vat, so naby. Jy weet, hy moet jou eerste en laaste gedagte wees en alles tussenin. He's the Alpha and Omega and everything in between. En vir hom is daar geen einde. So hoe jy jou lewe lei, gaan alles oor hom. As jy in 'n konfliksituasie is, bring hom dadelik daarin en sien wat hy vir jou sê en hoe jy moet optree, want jy ken sy stem. En hy sal vir jou sê wat om te doen as ons sensitief is en luister na sy stem. Ek wil nie nou, ja, ek dink ek het alles gesê wat ek eintlik wou sê, want ek dink, Lillian, jy het dit so mooi vertel met jou drome. Dit is my wonderlik hoe die Vader praat met Lillian deur haar drome. En sy vra haar drome, kry sy hom. En jy moet nie dink alles, dis Lillian se stem, dis sy stem hoor. Ek hoor sy stem deur die woord wat hy vir my gee en nommers, ons het dit al genoem, maar hy het duidelik met my gepraat van hoor mense nog my stem. Dit was so duidelik vir my van mense erken nie sy stem met al die geraas nie. So jy kan vir jouself sê, hoor jy sy stem en in sy stem is daar vrede. As jy 'n stem hoor wat jou angstig maak en jy het nie vrede oor iets, jy moet besluit, dis nie sy stem nie. Want in hom is daar rustigheid en vrede. Jy gaan weer sy stem. Jou eie stem, soms is ons eie begeerte wat ons hoor en nie sy stem ook nie.
So bid daaroor, en weet julle, as jy voel jy hoor nie sy stem nie, want jy wil naby hom wees, vas vir 3 dae, regtig ernstig vas is nie om te dieet nie, vas is om regtig af te sonder, en in daai tyd as jy vas jy wil eet, dan gaan bid jy. Jy spandeer tyd om daai kanaal oop te kry, om jou wifi kanaal nou om oop te hou, want hy's altyd daar. Maar ons maak die kanaal toe deur ons dryf weg. En hy wag vir ons dat ons daai kanaal oop hou om sy stem te hoor, so ons gereed is, dat ons nie die 5 maagde, al 10 net hier van Jesus geweet, al 10 het vir hom gewag, maar 5 se olie het opgeraak, want hulle het nie naby hom gebly, die Heilige Gees is die olie, hulle het nie in die Gees gebly om sy stem heeltyd te hoor nie, so ons wil die 5 wees wat heeltyd na sy stem luister, sodat jy op alert is, hy praat met my nou, want hy praat met ons almal. Ja, dis wat Ja, die prentjies wat ek gekry het, toe Lillian gepraat het van die aankondiging vir daai, weet van die tamboerijn en die driehoekie en die klokkies in dit, het ek daai prentjie gekry, weet as jy movies gekyk het wat bietjie in die ou tyd afgespeel het, soos ek sal maar sê die 1400s, dan jy altyd as hulle die koning aankondig, gaan staan hulle so met daai dun trompette en dan kondig hulle, dis die prentjie wat ek gekry het, dit is daai afwagting van die koning kom. En toe sy gepraat het oor touching the hem of his garment, toe het ek die prentjie gekry van hoe laag moes hy afgegaan het. Want as hy hoog was, dan was die skouers wat daar gestamp het en dit. So how low did she crawl to get to his feet? Sure. So hoe almal se voete deur. Ons moet so nederig, so laag kruip na hom toe, soos voor sy aangesig in dit, because he's holy, maar hoe laag gaan ons gaan, hoe diep wil ons gaan, om na by sy kleed te kom, om aan hom te kan raak, weet soos Johannes het teen sy bors gelê in dit, en ek is baie skuldig daaraan ook, ek weet, baie keer skeep ek my gebedslewe af in dit, want jy is so besig in die oggend, moet jy nou kosblikke pak, en dan, soos nou, my dogter is in graad 8, so sy het 6 uur al, het sy 2 keer 'n week het sy netbal oefening, so dis vroeg opstaan en kosblikke en alles in dit, en dan as jy weer gesien het, dan jy dit is al 10 uur die dag, dan jy nog nie tyd sal met hom spandeer nie. So, mense prioriteit maak, maar as dit die dag gebeur, as dit nie gebeur nie, dan is dit ook okay, ek gaan nie met 'n hamer oor die kop slaan nie, but we must prioritize him, en ek praat met myself, we must prioritize spending time with him, om sy stem te kan hoor, om te kan onderskei tussen die noise daar buite, soos Linda sê, en regtig sy stem te hoor. So ek het net vanoggend gevoel, ek moet net bid, en dat ons nagmaal hou, as julle op hierdie punt kom, kan julle miskien, as julle na die video luister, dan kan julle dalk gou julle nagmaal goedjies reg kry, en saam nagmaal hou, maar ja, dit is wat ek gevoel het, ek wil vanoggend doen. Net ietsie gou sê, Jonita, terwyl jy uitdeel. Daar wat jy nou gesê het, van sy moes so laag gegaan het. Jy weet, dis, Abba sê vir my, jy weet, baie keer, jy weet, dan moet ons moet less of me and more of him. Ja. Jy weet, ons moet doodgaan in onsself, want dit is, ek sien hierdie vroukie, en sy, jy weet, sy verneder, Sy kruip in die stof. Sy kruip in die stof, Ja. sy verneder haarself, voete en in. sy gee nie om nie, because sy weet, sy het soveel vyf in hom, hy is haar hoop en haar vertroue. Ja, ons moet daar kom, ons moet nie lauwarm wees nie. Ons sal op die einde, aan die einde van die video, as ons klaar is, sal ek gaan 'n foto neem, ek het 'n skildery wat ek in Israel gesien het, ek geleentheid gehad het die voorreg om Israel te was, in die een kerk in Galilea, die mooiste foto van, Lillian was saam met my daar gewees, van daai wat sy aan sy kleed raak, en daar kan jy actually sien die voete, daar's baie klem op die voete, en hoe vuil die voete is, so hopelik sal dit julle dan net dan kan julle net stil raak voor hom, ja, en inspireer. Kom ons gaan gou hier. Ag Abba, vanoggend word ons net stil voor U Vader, en Abba, mag ons so stil word in die teenwoordigheid, dat ons die asem op ons kan voel. Dat ons die stem kan hoor, Abba, en
in die geraas daar buite, Vader, dat ons net daar daai plekkie toe sal gaan, Vader, saam met U. Vader, om net die stem te kan hoor en net daai verhouding met U te kan bou, Vader, daai intimiteit met U, Vader. Want Jesus, dis hoekom U gekom het, want U is lief vir ons en die Vader is lief vir ons en hy het sy seun gestuur om daai verhouding weer te herstel, om daai veil te tore the veil, to enter into the Holy of Holies with Him. En Vader, mag ons net in hierdie tyd vorentoe net besef hoe naby die Messias se koms is. Dat ons net so naby aan sy hart sal bly. Soos Johannes op sy bors gelê het, dat ons daai begeerte sal kry om net so op sy bors te lê. Dankie Abba Vader dat hierdie platform gebruik om net met mense te kan praat en dankie vir elke hart wat U aanraak daar buite. Dankie Vader vir die geleentheid en hierdie amazing vrouens wat wie ek kan sit, Vader. En dankie Abba dat ons net weer eens, soos ons die nagmaal gaan neem, net weer eens ons harte voor U sal neerlê. Ons alles voor U sal neerlê, soos daai vroutjie in die stof gekruip het om by U kleed te kom, Jesus. Dat ons onsself net weer in op die grond sal neerlê en nader sal kruip om by U te kan wees. So dankie Jesus vir wat U vir ons gedoen het aan die kruis en dat ons hierdie nagmaal kan vat en net kan onthou wat U vir ons gedoen het en regtig waar dat dit net weer so in ons harte sal inhamer, soos jy die spykers aan die hande geslaan het en aan die voete, dat dit net daar in ons harte sal kom innail what you did for us. So dankie Jesus vir die liggaam wat vir ons gebreek is en ons dink aan so baie mense daar buite wat met hulle gesondheid sukkel en ons wil sommer net vir elke een in die gap staan. Al ken ons jou naam nie, dit maak nie saak nie. Dat soos ons hierdie brood neem en breek en eet, dat ons net kan instaan vir elkeen wat sukkel met hulle gesondheid. Dat die koning julle sal aanraak. Met sy genesing, met sy liefde, met sy deernis, met sy compassion vir julle. So dankie Jesus vir U liggaam. En Jesus, U bloed. Die bloed wat red. Die bloed wat vergewe. Wat skoon was. Wat bevry. To pick you up out of the miry clay. So dankie Jesus vir U bloed, wat ons vandag skoon was. Reinig ons gedagtes en verwyder enige negativiteit uit ons gedagtes uit, wat ons mag dink. Kom raak ons monde vanoggend aan, dat ons U woord sal verkondig en mense sal vertel van U en hoe naby U koms is, dat ons nie sal skaam wees nie. Want die skrif sê, do not be ashamed of the gospel of Christ. Dat ons vanoggend ons monde sal oopmaak daar buite en mense sal vertel. En liefde sal spreek, Vader, en nie judgment nie. Dankie dat ons mense sal omarm met U liefde. Jesus, dat hulle U sal voel en sal ervaar deur hoe ons mense behandel en optree. Dankie vir U bloed, Jesus. Dankie net vir U amazing liefde vir ons, Abba. Dat ons net kan afsluit en net kan declare, U is koning van konings, die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die alef en die taf, the lily of the valley, the rose of Sharon, the bright morning star, you are in everything. Dankie Jesus dat ons U kan ken. Ons loof U en ons prys U en ons bid dit alles in die magtige naam van Jesus. Amen. Amen.
Ja. Baie dankie. Dankie julle dat julle na ons luister en ja, ons beplan om bietjie gaste te nooi op ons oggende en as jy testimony het. Ons het in die begin met wie is ek? En as jy regtig uitnooi om kontak te maak met ons en jou getuienis vir ons te kom vertel, hier op ons bank. Of dit kan op Lillian of op Linda se bank wees, Ja, maak nie ek saak dink nie. hier is nou ons bank. Dis nou ons bank. Ja. Met al die geleide en die noise daar buite, sorry, dit is baie keer ja, ons het julle het al die Die lewe border van collie op ons video gesien verbyloop. Ek sluit hom toe en toe raak ek excited toe hulle hom kom haal vir die pad en toe moes ek gaan. So ja, maar ons wil julle uitnooi asseblief maak kontak met ons en kom deel julle getuienis met ons. Want dit is jou getuienis wat iemand anderste dalk mee sukkel of wat hulle net moet hoor. So ja, geseënde week en naweek vir julle. Ja. Vir julle ook. Ja, vir julle ook. Ja. Wat gaan julle? Lekker bly julle. Tot Tata. volgende Vrydag. Tata. Bye bye.